Goed mense, goeienaand, dis wonderlik om julle almal weer te sien. Ek hoor so tussendeur, meeste daarom nie groot skade gehad, klink dit vir my, met die groot storms nie. Baie bly daaroor en Wikus is ook weer uit die hospitaal uit, baie bly om jou te sien. Dit lyk asof jou vrou ook nogal bly is daaroor. Baie, so wonderlik. Goed, mense, sal ons lees uit Levitikus 9, vers 1 tot 6, en dan wil ek ook verder dan weer vanaf vers 22 lees. En dan sing ons daarna Psalm 146, vers 4 en vers 8. Levitikus 9? 9. Mense, as alles goed gaan, is vanaand die laaste voorbereiding voordat ons instorm by Levitikus self, heeltemal dat ons systematies deurgaan. Tot nou toe het ons nog die hele tyd so 'n bietjie raamwerk probeer opbou, waarbinne ons die boek kan verstaan, wat ek dink juis omdat dit so 'n onbekende boek is, tog wel belangrik was en is. Ek hoop julle ervaar dit ook so, dat 'n mens net so 'n bietjie handvatsel kry op, wat gaan hier aan in Levitikus, voordat ons dit heeltemal lees. En vanaand die laaste soort van inleiding wat ek dus graag wil gee. So daarom lees ons Levitikus 9, dis nou nadat hoofstuk 1 tot 7, al die offers wat gebring moet word, aangekondig is, dan word die Leviete ingewy, want dit is nou heel belangrik, iemand moet daardie offers kan bring. So na hoofstuk 7 kom die inwyding dan eintlik van die priesters, en dan begin letterlik in hoofstuk 9 die eerste offerdiens. Die heel eerste offerdiens gebeur in hoofstuk 9, en dan hier in hoofstuk 9 word eintlik die probleem opgelos waarmee Levitikus 1 begin het. En julle onthou nog, wat was die probleem waarmee Levitikus 1 begin? Die probleem is, God is in die tabernakel, maar as die mense en Moses selfs by name kan nie daar inkom nie. Dit is onmoontlik. Nou praat God van daaruit en dan gee hy al hierdie wette as die manier waarop die volk daar kan inkom, en dan uiteindelik gebeur dit nou in hoofstuk 9, dat die volk nou vir die eerste keer gekonfronteer word met die Here wat homself aan hulle openbaar. Kom ons lees hoofstuk 9 vers 1 tot 6. Op die 8ste dag het Moses Aaron, sy seuns en die oudstes van Israel geroep. Hy het vir Aaron gesê, kry vir jou 'n bulkalf sonder gebrek vir 'n reinigingsoffer en 'n ram sonder gebrek vir 'n brandoffer en bring dit voor die Here. Jy moet ook met die Israeliete praat en sê, kry 'n bokram vir 'n reinigingsoffer en vir 'n brandoffer, 'n bulkalf en 'n skaaplam, albei 'n jaar oud en sonder gebrek, 'n bul en 'n ram om voor die Here te slag as 'n maaltydoffer en 'n graanoffer wat met olyfolie klam gemaak is. Want vandag gaan die Here aan julle verskyn. Sien, hier is nou die belofte, hier gaan nou, vir die eerste keer gaan hier nou iets gebeur. God en die volk gaan hier nou vir die eerste keer by mekaar uitkom. Dit is wonderlik. Hulle het alles wat Moses beveel het, na die voorkant van die tent van die ontmoeting geneem. Hulle bring dus alles nou daar, na die ingang van die tabernakel, en die hele volksvergadering het nader gegaan en voor die Here gaan staan. Onthou, die Here is nou in die tabernakel, en nou kom staan die hele volk daar voor die ingang van die tabernakel. Hier is nou groot spanning, hier is groot afwagting, hier gaan nou iets gebeur, iets nuut. Toe sê Moses, dit is wat die Here julle beveel het om te doen, sodat die heerlikheid van die Here aan julle kan verskyn. Kyk, wat hy dus hier sê is, dit is waaroor al hierdie wette wat die Here vir julle gegee het, gegaan het, sodat die Here in julle midde kan woon.
sodat hy aan julle kan kom verskyn. Dis waaroor dit alles gegaan het. Dit gaan oor hierdie ontmoeting tussen julle en God. En dan, pragtig is die hoofstuk verder, maar terwille van tyd, slaan ek oor na vers 22, en Aaron het sy hande na die volk opgelig en hulle geseën. Nadat die reinigingsoffer, die brandoffer en die maaltydoffer gebring is, het hy afgeklim. Onthou, die altaar is hoog, so hy klim van die altaar af. Daarna het Moses en Aaron die tent van ontmoeting binne gegaan. Is nou nie meer net die woonplek van God nie, nou is dit 'n tent van ontmoeting. God wil sy volk ontmoet. En toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën en die heerlikheid van die Here het aan die hele volk verskyn. 'n Vuur het voor die Here uitgegaan en die brandoffer en die vet op die altaar verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en neergeval met hulle gesigte teen die grond. Hier gebeur dus iets geweldigs. Blydskap, maar ook verwondering en eerbied voor die Here dat hulle na die aarde toe neerbuig. So kom ons sing ook van daai blydskap ons Here, Psalm 146 vers 4 en 8, en dat ons het ons kantor vanaand terug. Wat hart en hemel, die getuies van sy mag, met die see en wat daar wemel, voortgebring het deur sy krag, wat onwrikbaar in sy trou, altyd sy beloftes hou. Dis die God der leermagte, troue bondsgod van wel eer, God van wordende geslagte, tot in ewigheid die Heer. Sion sing die God der eer, prys sy grootheid, loof die Heer. By voorgaande gebed. Here onse God, ons wil saam met Israel van ouds voor U bly wees. Ons wil uitjubel voor U, Here, omdat 'n ontmoeting met U moontlik is, omdat dit moontlik is om in U teenwoordigheid te kan lewe. U nooi ons uit en U roep ons juis om met groot vrymoedigheid U heiligdom te nader. Juis omdat ons 'n hoëpriester het, wat ons daar verteenwoordig, en wat vir ons 'n plek gereed gemaak het. Here, ontvang ons dank en ons lof, omdat U so 'n genadige en 'n goeie God is. U wat ons oortredinge van ons wegneem. U wat gee dat ons in U heilige teenwoordigheid kan lewe as deel van U gesin. Here, gee dat ons saam vanaand ook weer daaroor in verwondering kan wees, as ons saam wil luister na wat U ons in die woord leer. Verhoor ons in Jesus se naam alleen. Amen. Ek het nog, dankie, nog van die laastes wat jy gegee het, baie dankie. Goed. Mense, die heel vreemde wat is aan die einde van Eksodus gebeur, is natuurlik nadat God sy intrek in die tabernakel geneem het, word dit baie pertinent gesê dat selfs Moses nie daar kon ingaan nie. Nou, waarom is dit vreemd?
as 'n mens die res van Exodus vooraf gelees het, waarom is dit vreemd dat Moses ewe skielik nie in God se teenwoordigheid kan kom nie? Dat was tot dusver die middelaar. Ja, en as middelaar kon hy die berg opgaan. Onthou julle, wanneer Israel by die berg kom, dan trek die Here 'n streep. Streep tussen die kamp van Israel en die berg. En daar word 'n grens dus getrek. En elke mens of selfs dier wat oor daardie grens sou gaan, sou sterf. Want God is op sy heilige berg. Maar die een middelaar, Moses, hy kan op en af, in God se teenwoordigheid. Hy kan in die wolk selfs ingaan. Hy kan daar verdwyn vir 40 dae lank. En dis goed. En so gaan hy meer kere, gaan hy op na God toe. En nou ewe skielik mag selfs Moses nie. Jy sien, dis 'n skok effek. As jy dit gelees het, Moses kon die heerlikheid van die Here sien en nou ewe skielik word ook daar 'n grens vir hom gestel. So dit is heel aangrypend. Hierdie middelaar gaan nou ook moet saamleef met 'n nuwe situasie wat God nou gaan laat begin. Nou gaan daar priesters begin funksioneer. Vir die heel eerste keer in die geskiedenis van Israel gaan ons nou in Levitikus kry dat daar priesters hierdie bemiddelingswerk gaan begin doen. Vir die heel eerste keer gaan daar nou 'n hoë priester wees, Aaron. En dit is heel belangrik dat daar nou priesters gaan wees, want wanneer Israel by die berg kom, en ons het die vorige keer, 2 weke gelede, het ons ook daarna gekyk, wat noem God sy volk? Onthou julle nog, Petrus noem, later in 1 Petrus 2, noem ook Petrus die gemeente van God met dieselfde benaming. Die gemeente is 'n heilige, 'n koninklike priesterdom. Met ander woorde, die Here se volk is 'n unieke volk. Hulle word priesters genoem. Nou, waarom priesters? Want onthou, hulle moet die werk weer doen wat Adam en Eva nie gedoen het nie. En dit is om in God se skepping, daardie skepping eintlik te bewerk en te bewaar. Dit was 'n priesterlike funksie wat hulle gehad het. En natuurlik ook koninklik. Hulle moes regeer oor die hele skepping. En nou sê God, maar my hele volk gaan dit wees. My hele volk word 'n koninklike priesterdom. Maar daar's nog steeds grense. Ook hulle wat 'n priesterdom is, gaan nie sommer so in die tabernakel in nie. En nou gaan die Here en hy sonder uit die volk uit 'n spesifieke deel af wat priesters gaan wees. En hulle gaan die volk verteenwoordig. Onthou julle nog Psalm 134, wat ons nou 'n paar keer al hier gesing het, oor priesters wat voor God bly staan, selfs wanneer die son ondergaan, dan bly die priesters ook nog, of ten minste 'n gedeelte van hulle, nog steeds in die tempel. Hulle bly daar die volk verteenwoordig. En dit is juis waaroor Psalm 134 sing. Priesters wat voor God bly staan. Ons kan na ons huise toe gaan, maar julle bly ons verteenwoordig in die nuwe skepping. Want dit is wat hier gebeur. God bring weer mense in sy skepping by hom in. Nou is dit heel belangrik om uiteindelik te sien, wie is hierdie priesters? En hier gebeur nogal heel aangrypende goed. Ek moet eerlik sê, toe ek hierdie goed begin studeer hierdie afgelope paar maande, 'n bietjie meer in detail, toe kom ek agter, maar ek het voorheen eintlik nog bitter min verstaan. Nie dat ek nou iets verstaan nie, maar in elk geval toe nou nog minder as nou, oor wie was die priesters nou eintlik? En is opvallend, dat wanneer die Here sy volk uit Egipte gaan roep, dan sonder hy heel eerste 'n bepaalde groep uit Israel af, wat, so word dit dan daar genoem, aan die Here gewy is. Presies wat hy later dan oor die priesters sê. Nou, as ons gaan lees in Exodus 13 vers 2,
Is daar iemand wat dit dalk gou vir ons kan lees? Eksodus 13 vers 2, dan sien ons wie funksioneer as priesters in Eksodus 19 vers 22. So as iemand vir ons Eksodus 13 vers 2 kan lees, en iemand Eksodus 19 vers 22. Eers hoofstuk 13. Leneke, het jy dit? Ja. Heilig vir my al die eerstgeborenes, alles wat die moederskoot open onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is myne. Sien, hier is, in Israel is hier 'n heel spesifieke groep wat vir die Here afgesonder word, die eerstgeborenes. 'n Sekere groepie, aan hulle behoort ook dus hier die eerstgeboorte reg. Heel belangrik, hulle het daarom ook 'n bepaalde funksie. God wil sy seën gee deur die eerstgeborenes. En daai tema kom dwars deur die Ou Testament die hele tyd voor. En die eerstgeborenes was nie noodwendig altyd die een wat eerste gebore is nie. Praat ek nou nonsens? Ja, so. Jakob en Esau. Daar is hy. Dankie, ek vra soek voorbeelde. Jakob en Esau. Wie was die oudste, wie was die jongste? Jakob was die jongste. Wie kry die seën? Jakob kry die seën. Hy word hanteer asof hy die eerstgeborene is. Hoekom nie eerstgeborene? Goeie vraag. Dit word nêrens verduidelik nie, maar die Here het dus heel duidelik hierdie reël gemaak, die eerstgeborene. Die effek daarvan later is ongelooflik belangrik. Want wie en wat is die Here Jesus? Die eerstgeborene van die Vader. Hy is die eerstgeborene van die Vader. Dis ook interessant, waaroor word Jesus deur die Jode veroordeel om gekruisig te word? Wat het hy gedoen? Sê hy is die seun van Hy het gesê, ek is daardie eerstgebore seun van God. Ek is die uitverkore seun. Dis wat jy gesê het, Jesus. En wat sê Jesus dan? Sjoe, ek is jammer ek het dit gesê. Skus tog. Gesien my werke. Kyk na my werke, getuig dit nie daarvan nie. Getuig die Vader nie, dat ek dit is nie. Getuig Johannes dit nie. Dink maar by Jesus se doop. Wat gebeur daar? Daar kom 'n stem uit die hemel uit. En wat sê die stem? Dit is my geliefde seun. Sien, die geliefde seun was die een aan wie die eerstgeboorte reg behoort het, was die uitverkore seun, die een deur wie God sy volk wou seën. Dink byvoorbeeld aan Isak. Onthou julle, Isak was ook 'n eerstgeborene gewees. En daar gebeur iets heel besonders rondom hom. Want Twee seun. ja, maar eers in Genesis 22 sê God vir Abraham, ek gaan die volk seën deur Isak. Maar wat gebeur met Isak? Of wat moet met hom gebeur? Hy moet geoffer word. En daarom getuig uiteindelik Hebreërs 11 dat Abraham het Isak uit die dood uit teruggekry en daardeur verkondig hy reeds die opstanding uit die dood uit. Hebreërs 11. So, hier's 'n heel belangrike saak, hierdie eerstgeborenes. So die oomblik wat God sy volk uit Egipte uitlei, word hulle onmiddellik aangedui. Julle het 'n besondere plek. En dan lees ons van die offers wat gebring word, die oomblik wat hulle ook by die berg aankom. Wie kan vir ons Eksodus 19? Kan ek net iets Ja. vra? Hoe is dit dan nou dat Maria Josef en sy was nie getroud nie toe sy swanger, maar die vrou was tog nie die verbondspersoon nie. Maar daarom by die Here Jesus gebeur daar iets, en dit is die ongelooflik belangrike. Ons het gisteraand katekismespreek gehad hierso juis oor die maagdelike geboorte van Christus. Nou, waaroor gaan dit
in die maagdelike geboorte. Eintlik dis die woorde van Johannes 1 sê dit vir my eintlik die mooiste, alhoewel dit daar toegepas word op elkeen wat uit Christus gebore is. Wat word gesê van elkeen wat uit Christus gebore is? Hy is gebore nie deur die wil van 'n man nie, maar hy is uit God gebore. Nou, dis wat by die maagdelike geboorte gebeur. Met ander woorde, dit lê dus ook nie by Maria nie. Dit lê juis by die Heilige Gees. Dit sê ons katekisme so pragtig. Wat glo jy dan as jy bely? Hy is gebore uit die maagd Maria deur die Heilige Gees wat oor haar gekom het. So daar gebeur iets nie uit die wil van 'n man, uit die wil van 'n mens nie, maar God bewerk hier iets heeltemal uniek. Hier gebeur iets heeltemal uniek. Die maagdelike geboorte van Jesus gaan nie hier oor die feit dat hy ook God is nie. Natuurlik is hy ook God. Maar dit is nie waaroor die maagdelike geboorte gaan nie. Dit gaan daaroor dat hy hierdie unieke seun van God is. Nie eers gebore deur die wil van 'n man, van 'n mens nie. Mag ek iets sê? Asseblief. Ik zal maar een vraag maken voor veiligheid. Ik denk dat er een verschil tussen die eengeborene en die eerstgeborene. De eerstgeborene is Jezus, maar de eerstgeborene uit de doden. De eerste wat opgestaan is uit de doden. Ja. Andere mensen volgen. Maar dit is nog 'n tweede aspek. Die feit dat hy eerstgeborene uit die dood is nog iets anders as die feit dat hy die uitverkore seun van God is. Omdat hy die uitverkore seun van God is, word hy ook die eerstgeborene uit die dood uit. Maar jy's reg, Peter, die twee goed is nie presies dieselfde nie. Die een wys op die feit dat hy die eerste een is wat opgestaan het uit die dood. Die feit dat hy die uitverkore seun is deur wie God sy volk wil seën, wys op die feit dat hy dan in die lyn staan van die eerstgeborenes. So jy's reg. Die twee goed verskil met mekaar, maar het ook wel alles met mekaar te doen. So ekskuus. Ek wil eers dit is my pa wat so net weet dat die feit dat Jesus gebore is sonder die invloed van 'n man is die feit dat die oorerflike sonde van Adam, van Adam, nie in Jesus in is. Die feit dat Ja, ek verstaan. Ek weet daar is selfs teoloë wat dit sê. Ek dink die gevaar daarvan is dat ons eintlik, en wat ongelukkig in die geskiedenis van die kerk 'n groot rol gespeel het, dat die normale seksuele omgang wat dan lei tot 'n swangerskap, dat dit eintlik negatief gesien word asof dit 'n oordrag is van die erfsonde. So ons moet 'n bietjie versigtig daarvoor wees, Ermarie. So die erfsonde is nie iets wat deur seksualiteit, met ander woorde, oorgedra word nie. Augustinus gaan so 'n bietjie in daai rigting. So daar's goeie teoloë in die geskiedenis wat wel in daai rigting praat en dink. Ek dink daar is ook genoeg getuies daarteen om te sê, wees versigtig daarvoor, want dit gaan nie daaroor dat God hier teen seksualiteit is of enige so iets nie. Die probleem is die gene. Ja, die feit is jy's 'n mens. Dit is die ding. Maar so wat eintlik dus gebeur met Maria is, kyk ons weer eens, jy moet die geskiedenis van Israel ken en jy moet die geboorte, die geslagsregisters in Matteus 1 ook gaan lees, want onthou, dis net Matteus wat die maagdelike geboorte oor praat. Lukas praat nie daaroor nie, Markus praat nie daaroor nie, Johannes ook nie. Dis net Matteus. Wat heel interessant is, en dit is hy wat met hierdie uitgebreide geslagsregister begin, wat wys hoe dat die volk se verlossers, Dawid, Abraham, hulle almal het misluk. Want hulle is
die wil van 'n mens gebore. Nou kom Jesus, wat nie uit die wil van 'n mens gebore is nie, maar wat God bewerk deur sy gees, iets heeltemal nuut wat hy skep. Ekskuus. Ek het Sondag aand 'n preek gehoor hier, wat by myself ding wat dit, en ek het gewonder, hoekom het ek nog nooit van tevore dit gedink nie, want in Eksodus 20 staan, tot die derde en vierde geslag. So, selfs al is een geslag perfect, die derde en die vierde geslag, maak jy nog altyd swart, nie wit nie. Nou, ek weet nie hoe dit alles so mekaar steek nie, dit tas nie my geloof aan nie, en maar wat ek ook dink is dat, in die ou tyd was slegs die manlike geslag, wat eintlik getel het in oorerwing. So Maria, al was sy sondig, sou sy sondig wees, tel nie in aanhalingstekens. Verstaan jy dit reg? Ek dink soos wat jy dit so in sy algemeenheid sê, dink ek inderdaad so. Ja. Maar hoekom dan? God het aan Dawid 'n belofte gemaak. Uit jou seun sal daar 'n ewige heerser kom, hy sal vir ewig op die troon sit. En as Jesus in Jerusalem inkom, dan sing die skare Hosanna vir die seun van Dawid. Nou, hoe werk dit nou? Want hy was tog nie die seun van Dawid, hy was nie nageslag van Dawid nie. Ja, hy was nie. Miskien het Jakobus vir ons die antwoord. Nee. Twee goed, om aan te sluit, by die vorige vraag is in maatskaplike werk sien jy die sones van die vaders wat besoek word aan die kinders. Want jou patologie kom oor slagte heen. As die een argumentshalwe 'n verslawingsprobleem gehad het, jy kan sien dat dit kom oor generasies heen, geslagte heen. Jou uitdaging is dan om daai siklus te help breek. 'n ding soos egskeiding, 'n ding soos mishandeling, al daai goed sien jy oor geslagte. Die ander vraag wat ek wil vra is, in sonde ontvange gebore, waar kom dit vandaan? Augustinus. Dis letterlik 'n uitdrukking, die hele leer oor die erfsonde begin vorm te kry uit die teologie van Augustinus uit. In sy strydes teen die Pelagiane, wat is eintlik gesê het, maar die mens is goed, hy is uit sy eie uit goed, en daarom is die mens vry om, as hy wil, vir God te kan kies, uit sy eie uit. Augustinus daarteenoor sê, nee, die mens is gebonde aan sonde, en dan om daai gebondenheid te verduidelik, ontwikkel Augustinus 'n geweldige leer oor die erfsonde. En hy is eintlik die eerste teoloog wat dit uitgebreid gaan uitwerk. By die teoloog voor ons, soos byvoorbeeld by Irenaeus, kry jy dit ook natuurlik dat hulle glo dat die mens is nie vry nie. Die mens is aangetast deur die sonde. Maar daardie uitdrukking, in sonde ontvang en gebore, is iets wat van Augustinus afkom. En so het dit eintlik maar kom ons sê kerklike taal geword, want dit staan nie so in die Bybel nie. So, dis heel belangrik, maar dit neem niks weg, dus dat ons glo, dat elkeen van ons wat gebore word, is nie vry nie. Ons is op een of ander manier slawe van die sonde. En jy kunt om suiker te steel, hy doen dit sommer self. Hy doen dit van self, ja. Maar as ek net gou vinnig mag terugkom oor daardie, die straf, kom ons sê maar tot in die derde geslag. Ek is baie bly oor die voorbeeld wat jy gebruik het, want baie keer dink ons, ek weet nie of julle die uitdrukking ken van generational curses wat daar is. Jy kry dit baie onder die swart volkere, né? Dat sê maar daar's generational curses, daar's 'n vloek van die een op die volgende en die volgende. Ons moet heel versigtig wees daarvoor. As die Here sê, ek besoek die sondes van die vader tot in die derde geslag, wat sê die Here daarmee? As hierdie geslag, sê nou maar ek, dien nie die Here soos wat ek moet nie, ek gaan dus ook nie my kinders leer om die Here te dien soos wat hulle moet nie, wat gaan die gevolg wees? Wel, my kinders gaan ook nie glo nie,
Daar gaan 'n gevolg wees. En as jy dit nou 'n generational curse wil noem dit so. Maar ons moet heel versigtig wees vir dit wat onder die heidense volkere lewe, asof daar nou een of ander bose demoon van mense nou besit geneem het vir 3 geslagte lank. Om dit heel duidelik te maak wat die Here dan ook bedoel, teenoor hierdie, en dit is 'n aanmoediging vir die volk, teenoor hierdie aaklige uitwerking van die ongehoorsaamheid van ouers, wat nie hulle kinders leer om die Here te dien nie, kom maak die Here 'n geweldige belofte. Want wat is die teenoorgestelde belofte wat die Here nou maak, Johan? Jy ken dit? Ja, tot in die 1000ste geslag. Ja, tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet. So wat doen die Here hier? Hy moedig sy volk aan. Hy wil in die toekoms laat inkyk. As jy jou kinders ook gaan leer om my te dien en my lief te hê, dan mag jy ook verwag dat die Here sy seën ook in jou nageslag sal gee. Jy sien, dis aan die een kant die aakligheid, maar die Here beperk dit ook tot in die 3de geslag. Wat nie sê dit is nou net 3 nie, dit kan ook 4 geslagte wees, maar dit is met ander woorde 'n uitdrukking wat die Here gebruik, net soos met die 1000ste geslag. 1000 is hierdie oordrewe getal, dat die Here sê, en dis vir ons die aanmoediging, doen jy maar wat jy moet, leer jy jou kinders om die naam van die Here aan te roep, leer jy jou kinders om hulle lief te hê, los die vrug by die Here, maar hy beloof vir jou, hy gaan dit nie daar los nie. Daar seën in die verre toekoms. Wat 'n aanmoediging. Kyk, die antwoord op Jakobus se probleem is 2 Korintiërs 5:17. As iemand in Christus is daar 'n nuwe skepping. Die ou dinge het alles verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ander woorde, jy praat van genetiese kenmerke wat oorgedra word. Party families het dit op vleiendheid, party het dit op geneigtheid tot seksuele uitbarstings, maar dit is geneties. Ongelukkig so. Maar kan geneties ons wees. het op ons rehab so baie gesien, die gehardste verslawers kom daar aan, of die gehardste bendelede, maar as hulle, soos Nigel sê, ek het op die rehab God ontmoet, en toe het ek verander. Ek kan nie weer teruggaan na my ou lewe toe nie. Al is dit nou ook hoe swaar. En dit is die antwoord. 2 Korintiërs 5:17. As iemand in Christus is deur wedergeboorte, Gebeur daar iets dan nuuts. is daar 'n nuwe skepping. Ja. En dis regtig in die Grieks nuwe skepping, nie nuwe skepsel, soos dit in baie Afrikaanse vertalings staan. Presies. En so, jy kan vir daardie mens met volkomme vertroue verkondig, jy's nie 'n slagoffer nie. Ja, van pa en ma nie. Nee, die ding is, ons op daai punt, ons is almal slagoffers. Die vraag is, wat maak jy dan? Maar goed, ons kan maar daarom dis nou is. Net 'n interessante opmerking, as jy gaan kyk na konings, dan gaan jy kry die ouens wat teen die Here in opstand gekom het, nie uit die bloudheid kom 'n ou wat besluit nee, ek gaan die Here dien. Net 'n opmerking. Ja. Goed verband daaraan, die 3de en 4de geslag is dikwels die hoeveelheid geslagte in 'n huishouding was, veral in daai tyd. Precies. Heeltemal reg. Byvoorbeeld met Korah, Ja, sy pragtig. al 4 daai geslagte wat onmiddellik in aarde Ja. ingesit was. Van daar af was dit weer vaar. Presies. Want hulle het letterlik saam gewoon. Dit was een huishouding. Ja, pragtig, pragtig. Kyk hoe help 'n stukkie. My oupa grootjie so sondes te worry nie, want ek het 'n nuwe lewe in Christus. Presies. Presies. Ek sal nooit vergeet, as kind het ek met groot angs groot geword, want my ouma aan my pa se kant, met ander woorde my pa se ma, het met kaarte voorspellings gedoen. En ek het onder hierdie vrees gelewe dat daar een of ander demoniese vloek oor my is, omdat ek uit daai geslag uitkom. En ek het eers baie later in my lewe, het die Here my van daai vrees bevry, dat ek besef het, man,
presies wat oom Chris sê. As jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Dis net my vrou wat tereg daarvan kan verskil. Want as my vrou vir my kwaad is, dan sê sy jy's nou nes jou pa. Maar dan kyk, jy 2 Korintiërs 5 vers 14 op skool. Dis 'n bietjie weg hoor. Goed, dankie. So, en sy's reg. Maar dis net as hy vir my kwaad is, hoor. Dan is ek los met Wat kan ons as hier ja, dit gebeur. Maar dit is eintlik goed as jy jou daarvan beskuldig, want as dit jou skuld wees, Dis dit my pa se skuld, presies. Mag ek gou terugkom na Eksodus 13 waar daar staan by al die eerstgeborenes aan my. Maar dit was aanvanklik die eerstgeborenes wat die ampte gehad het. Maar later toe by Sinai het die Here mos die Lewiete uitgekies om Ons is nou op pad soontoe. Ons gaan nou presies. Ons gaan nou soontoe. Jy's reg. Jy's 100% reg. Dis 100% reg, want hier gebeur 'n verandering dus. So ons moet weet waar kom hulle vandaan? Wie is die priesters? So die offers wat gebring word in Eksodus 19 vers 22. Iemand dit net gou vir ons kan lees? Wanneer die volk dus daar by die berg kom, onthou, nou is daar nog nie ander priesters aangestel nie. So die veronderstelling is, dis hierdie eersgeborenes. Hulle was die wat afgesonder was vir die Here. Kan iemand dit net gou vir ons hardop lees? Eksodus 19 vers 22. En ook die priesters wat naby die Here kom, moet hulle self heilig, sodat die Here nie teen hulle losbreek nie. Is dit Eksodus 19 vers 22. Okay, so daar word van daai priesters gepraat. Dis nie Lewiete nie. Want jy's reg, die Lewiete word later aangestel. Hulle was nie. Ja, so kom ons kyk dan nou gou-gou wat gebeur dat die Lewiete aangestel word. Eksodus 32 vanaf vers 25. As iemand dit dalk vir ons, Johan, kan jy dit miskien vir ons lees asseblief? Eksodus 32 vers 25, die bekende gebeure rondom die goue kalf en die naderdraai daarvan. Moses het gesien dat die volk losbandig is, want Aaron het hulle losbandig laat word, sodat hulle bespotting by die teestanders. Nog aan? Tot by vers 32. Moses het toe by die ingang by die kamp gaan staan en gesê, wie vir die Here is, kom hier na my toe. Al die Lewiete het by hom uitgevoer. Hy sê toe vir hulle, so sê die Here, die God van Israel, draag elkeen van julle sy swaard as 'n heup vas, beweeg heen en weer in die kamp, van ingang tot ingang, en bring elkeen van julle sy broer en sy vriend, en sy bloedverwant in die lewe. Die Lewiete het gemaak, Moses gesê, en daar het daardie dag omtrent 3000 man van die volk gevolg. Moses het gesê, julle het vandag aan die Here, julle vandag aan die Here gewy, omdat elkeen van julle teen sy seun en sy broer was. Dit bring vandag 'n seën oor julle. Die volgende dag het Moses vir die volk gesê, julle het nou 'n groot sonde gedoen. Daarom moet ek nou na die Here opklim. Miskien kan ek vir julle sonde versoening doen. Moses het toe na die Here teruggekeer en gesê, ag, hierdie volk het groot sonde gedoen. Hulle het vir 'n God van goud gemaak. As u nou maar hulle sonde sal vergeet, maar as u nie wil nie, wis my dan uit die boekel uit u geskryf. Okay. Goed, wat gebeur dus daar? Jy het eintlik dit al vir ons gesê, hoor? Die Lewiete was die enigste stam wat getrou was aan die Here. Enigste stam wat toe dit kom by die goue kalf, hulle getrou was. Hulle het gekies om die Here te dien. En dan sê Moses ook, omdat julle bereid was om teen julle vaders en broers te gaan kies, daarom sal ek julle seën. En hier word die Lewiete nou aangestel as priesters. Tot daartoe was die eersgeborenes. Wat het die eersgeborenes gedoen met die goue kalf? Was hulle deel van die goeies of van die slegtes? Hulle het die goue kalf ook aanbid. So hier is hier weer eens die teleurstelling elke keer in die wat God roep. Die eersgeborenes, hulle moes
Hulle moes gesê het, Aaron, wat vang jy aan? Maar hulle het dit nie gedoen nie. Net om dit nog verder net vas te maak, kom ons lees, as iemand vir ons, Wikus, kan jy miskien vir ons Numeri 3, vers 10 tot 13 lees? Levitikus en dan Numeri. Numeri 3, vers 10 tot 13. Daar word baie pertinent gesê, dat die dat die Levite nie, ja, kom ons luister maar daarna. Nie in Engels is dit reg? Ja, Engels is goed hoor, is net ek wat gaan sukkel. 10 tot 13, vers 10 tot 13. So you shall appoint Aaron and his sons, and they shall attend to their priesthood, but the outsider who comes near shall be put to death. Then the Lord spoke to Moses, saying, Now behold, I myself have taken the Levites from among the children of Israel, instead of every firstborn who opens the womb among the children of Israel. Therefore the Levites shall be mine, because all the firstborn are mine. On the day that I struck all the firstborn in the land of Egypt, I sanctified myself for all the firstborn in Israel, both man and beast. They shall be mine, I am the Lord. So, wat sê hy met ander woorde daar? In die Leviete kom in die plek van die eersgeborenes. Sê uitdruklik. Julle sal dit, ek het dit daar in die aantekening, julle sal kan sien, dieselfde staan in Numeri 8 vers 9 tot 19 baie uitgebrei, baie meer uitgebrei. Maar dis net belangrik mense, ek wil net hê dat ons dit moet hê as agtergrond wanneer ons uiteindelik hoor maar die Leviete word nou die priesters. En dis heel belangrik. Die Leviete was met ander woorde hulle wat 'n baie duidelike geloofskeuse vir die Here gemaak het. Hulle het gaan staan. Hulle was bereid om teenoor die volk te gaan staan. En is baie belangrik want onthou, een van die take van die priesters was dat hulle, en ons lees dit in Deuteronomium, een van die heel eerste dinge wat die Here noem, voordat die volk die beloofde land intrek, dan stel hy ook die Leviete aan om regspraak te doen. Met ander woorde, hulle moet, wanneer daar 'n twis is onder Israeliete, of as daar 'n klag is van een teenoor 'n ander een, dan moet hy na die Leviete kan gaan, en hulle moet, sonder om partydig te wees, die reg soek. Hulle moet die reg van die Here dien. En dan is dit nie sommer enige ou nie. Mense, ek dink die meeste van julle het op een of ander manier ergens julle lewe dit al gehad, dat jy onreg moes belewe het, omdat iemand anders wat die reg moes gespreek het, dit nie gedoen het nie. Of dit by die werk was, waar jy 'n slagoffer geword het van iemand anders, wat eintlik iets verkeerd gedoen het, maar die skuld kom op jou, dan is dit omdat daar nie 'n regter was, wat reg gespreek het nie. En dit was heel belangrik dat hierdie regters, hierdie Leviete, moes onpartydig wees. En dit sien ons nou juis by die goue kalf gebeur. Hulle was totaal onpartydig. Maak nie saak wie gesondig het nie. Hulle doen wat die Here van hulle vra. En daarom kan hulle ook in die tabernakel gaan dien. Anton. Op en net met die kronologie, die testament kennis te laat my nou nie steek. Moses was altyd daai regter, alle sake. En dit was so bewoelig, dat die Here vir Aaron en Hur gegee het. Aanvanklik, ja. Nou die Leviete aanstelling, is dit voor of na? Dis nog na dit. Met ander woorde, die regsaak het soveel geword, dat Moses baie meer hulp nog nodig gehad het. Wat vir my nogal interessant is, as ons teruggaan na Genesis, in hoofstuk 49, waar Jakob sy seun, die 12 seun, dan vervloek hy die stam van Levi en Simeon, omdat hulle die Nazi-gemiete daar stoot. En dan sê hy in vers 7, vervloek is hulle toorn, en dan hier op die einde, hulle sal verstrooi wees in Israel. Nou, hoe kan hulle daar vervloek word, en dan later geseën word? Dit is ongelooflik mooi dat jy dit daar raak lees. Kyk, mens kry dit ook, selfs wanneer die Here is dit Gam veroordeel, dat die Here tog dan daarna sê, maar daar gaan 'n bepaalde seën ook vir hom wees.
Nee, met ander woorde, God se veroordeling is nie 'n absolute veroordeling nie. En ek vermoed, want ek skiet nou uit die heup uit, hoor, maar ek vermoed daar gebeur iets soortgelyk. Levi was dus saam met die ander stamme, het hulle nie die uitverkore seun, en wie was dit in daai konteks? Josef, né? Ja, Josef was die een met die Technicolor Dreamcoat. Die een met die mooi kleed. Hy was die uitverkore een. Hy was die een wat Jakob sy seun voorgegee het. Maar hy het hom doodgemaak. Figuurlik doodgemaak, deur dit hom in 'n put gegooi het. En daai tyd as jy iemand in 'n put neergegooi het, dan was jou bedoeling jy maak hom dood. Hulle het daarom later geskrik toe hulle besef maar hy lewe. So dit was 'n manier waarop hulle van hom ontslae wou geraak het. En hulle het dus daar God se uitverkiesende liefde vir Josef nie erken nie. En dit is dan ook waarom hulle dan eintlik vervloek word. Maar mense, ek dink dis juist die wonder van God se genade dat hy elke keer ook weer opnuut begin. 'n Volk wat heeltemal vervloek was, kan hy seën. Jy weet, dit is interessant dat selfs by die profete lees jy van watter profeet is dit nou wat praat van Egipte, my volk. So spreek die profeet dan die Egiptenare aan. Nou wie sou nou in Israel kon dink dat God ooit die Egiptenare sy volk sal noem? Maar hoekom doen God dit? Omdat God wil sê, maar Israel gaan uiteindelik 'n seën wees, ook vir Egipte, vir al die nasies. So ook daai vervloeking wat op die Egiptenaars selfs gerus het in Exodus met die uittog. Selfs dit keer God ook weer om, né? So is hulle gaan verstrooi word. Verder vat en sê hulle het nooit 'n spesifieke plek gekry nie, want hulle was oor die hele. Ja, die land eiendom gehad. Ja, ek het nog nooit so daaroor gedink nie. So, kom ons hou hom vas. Ek gaan 'n bietjie daaroor nadink. Ek het nog altyd maar die idee gehad, dit is omdat hulle deur die diens in die tabernakel en tempel ook versorg was, né? Want hulle kon 'n deel van die offerandes. So hulle het nie hulle eie land nodig gehad om te produseer nie. Hulle kon leef van die tempeldiens. Dis hoe ek nog altyd verstaan het, maar dalk sit daar iets agter, Diana? Die het gedeeltes van die land wel gehad waar hulle in die teekoning was. Ja. Die ander ding wat ek wou sê is Aaron was die hoofpriester en hy was uit die stam van Levi en tog het hy die goue kalf gemaak. Ja. Tog het hy nie afgesny nie. Die Ja. ander ding met die Lewiete is wat sê oor die konings van Juda lees, dan lees jy baie keer dat as die koning nou weer gedoen het wat reg is in die oë van die Here, dan is die Lewiete die mense wat die ywerigste was om hulself te heilig. Daar was selfs 'n tyd wat die Lewiete die priesters se werk moes doen, omdat die priesters te lui was om dit self te heilig voor die Here. Ja. So die Lewiete was definitief die uitverkorenes Ja. van die Here se oë. Toegewy aan die Here, né? Duidelik, hulle was toegewy aan die Here. Dit wat dan ja genoem het oor Simeon en Levi, en dit ook laat dink dat soos ek sê dat Levi se vloek dat hulle verstrooi is op Israel amper tot 'n seën uitgewerk het met die diens in die tabernakel. So ook Simeon wat verstrooi is, en ek het nou gaan kyk, dit is inderdaad so Simeon se land, sê maar aanwysing in Kanaan het mettertyd saamgesmelt met Juda en Juda se stam. En dat hulle daardeur verstrooi is in die stam van Juda. Maar toe Juda en 'n groot deel van Benjamin toe ook die twee stamme ryk geword het, was daar groot dele van Simeon se nageslag ook daarin. So amper deur hulle verstrooiing het hulle ook 'n seën gekry om deel van die Juda stam geword waaruit Jesus op die einde kom. So dit is baie interessant om te sien hoe, soos ek net sê, die vloek aan die een kant tot 'n seën gewerk het. Ja, dit maak my so opgewonde, Diana, dat julle hierdie goeters na vore bring. Dis 'n rykdom. Wys hoe belangrik is dit dat ons die Ou Testament ken. Ek skaam my vir hoe swak ek die Ou Testament ken. Regtig. Maar as daar so rykdom as ons hierdie goed sien by mekaar uitkom, dan is die lof van die Here net soveel groter,
né? En ek dink, so Diana, skitterend dat julle hierdie goed oplet. Moenie ophou nie, asseblief. Goed, mense, ek wil graag 'n bietjie verder kom. Wat is belangrik was, onthou, die tabernakel is dus 'n uitbeelding ook van die nuwe skepping, en nou is dit baie belangrik, daai nuwe skepping het mense nodig, daar moet mense daar inkom, so, dit kan nie so bly dat die volk van die Here, wat nou die priesters is, net die koninklike priesterdom, dat hulle vir altyd buitekant die tabernakel moet bly nie, so, dit moet verander, dat die volk daar kan inkom, en so vervul daarom ook Aaron, een van die Lewiete, vervul dan ook eintlik die rol van die nuwe Adam, né? Hy is die een wat eintlik voorgaan in hierdie diens aan die Here in die tabernakel, saam met al die ander Lewiete, en hy is die enigste een, wat dan ook in die allerheiligste, tot by God kan kom. Mens wil amper sê, soos in Eden, daar waar Adam en Eva by God teenwoordig was, so is Aaron hierdie uitverkore Adam, dat hy en sy nageslag, die hoëpriesters met ander woorde, alleen in die allerheiligste mag inkom. Maar net baie belangrik om dus te sien, die skepping moet weer mense inkry, en hierdie Lewiete, hierdie priesters, is dus verteenwoordigers van die volk, wat weer in die tempel, in God se teenwoordigheid inkom. Is dit heel belangrik, is dit baie interessant, dat tot in hoofstuk 9 praat die Here nooit met Aaron direk nie. Die hele tyd praat God met Moses, en Moses sal die boodskappe oordra. Onthou julle, dit was so op die berg, Moses het opgegaan, God sê dit vir Moses, Moses kom terug, hy vertel vir die volk, omgekeerd ook, die volk sê weer vir hom iets, en hy neem die boodskap na die Here toe. En so ook met die hele bou dus van die tabernakel, Moses gee die opdragte, Moses beveel, Moses is die een wat dan ook aan die einde daarvan finaal die tabernakel gaan soort van inspekteer en sê, dit is afgerond. Moses. Ook nou, wanneer die offerhandes ingestel word, hoofstuk 1 tot 7 in Levitikus, is elke keer weer Moses wat dit aankondig, deurdat hy dit van God ontvang. En nou vir die eerste keer, in Levitikus 9, kom praat God regstreeks met Aaron. Nou hou dit net gou vas, en dan kyk ons, hoe vergelyk dit met Jesus se aanstelling as hoëpriester. Kom ons blaai gou na Hebreërs 5 toe, want daar word Jesus aangestel as hoëpriester. Hebreërs 5 vers 1 tot 10. Peter, het jy dit miskien vir ons? Asseblief. vers moet daar aan nie? 1 tot 10 van Hebreërs 5. Kyk nou baie mooi, hoe word Jesus aangestel as hoëpriester? Elke hoëpriester wat uit mense geneem word, is ook ter wille van mense aangestel op die offerdienst voor God, zodat hij ter wille van die zondes, geschenken en offers kan brengen. Hij kan deeltje zijn met die wat in onkunde dwalen, aangezien met die wat in onkunde dwalen, aangezien hij zelf ook aan zwakheid wordt gesteld is. Juist daarom moet hij, net zoals voor die volk, ook voor hemzelf offers voor zijn zondes brengen. Niemand, hij die eer voor hemzelf niet, maar hij wordt, net zoals Aaron, door God geroepen. Zo ook het Christus, niet om zelf vereren, om ook Christus te worden. Diegene waarom vereren, als God had voor hem gezegd, jij is mijn zoon, vandaag heb ik jou verwekt. Zo zei er ook op een andere plek, jij is Christus voor eeuwig, volgens die worten van Melchizedek. Christus had tijdens zijn eerste leven smekingen en lijnbeders met hem gebeten en tranen brengen voor God, waarin staat dat om uit de dood te redden. En hij is verhoord op grond van zijn gebieden onderworpenheid aan God. Alhoewel hij een zoon was, had hij voor
gehoorzaamheid gebeur deur wat hy gelei is. En nadat hy tot volmaaktheid gebring is, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige verlossing geword. En gesien hy vir God aangewys is as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Baie dankie. Wat is die ooreenkoms of ooreenkomste tussen Aaron as hoëpriester en ons Here Jesus as hoëpriester? God roep. Baie duidelik. God roep. God stel aan. Dis nooit iets wat jy uit jou eie op beslag kan gaan lê nie. Selfs ons Here Jesus word deur die Vader aangewys as hy vir hom sê, onthou julle nog Hebreërs 1, kom sit aan my regterhand, né? Totdat jy oor al jou vyande gaan heers. En hy het dit nie vir een van die engele gesê nie, maar hy sê dit vir die seun. En dieselfde gebeur nou hier met Aaron. Aaron begin funksioneer as hoëpriester, die oomblik wat God met hom begin praat en vir hom begin opdragte gee. Aaron kom nie uit sy eie uit en sê, jong, ek is uit hierdie stam uit en ek gaan dus nou hoëpriester wees nie. God stel hom aan deurdat God met hom begin praat. Net soos wat God in Hebreërs met die seun gepraat het. Hy begin, mense, die van julle wat nog ons Hebreërs Bybelstudies kan onthou, julle sal onthou, die hele Hebreërs 1 en 2, hoofstuk 1 en 2, is die hele tyd 'n dialoog tussen die Vader en die Seun. Baie belangrik, né? Daar's die hele tyd, die Vader sê dit en die Seun sê dit. En daai dialoog word opgemaak deur die hele tyd aanhalings uit die Ou Testament. So daar word woorde uit die Ou Testament in die mond van Jesus geplaas en daar word woorde uit die Ou Testament, baie keer van die psalms veral, in die woorde van die Vader gelê. En so is daar 'n dialoog. En deur daai praat met die Seun word hy aangestel as hoëpriester. Volgens 'n ander orde as Aaron, maar hierdie ding is wel in ooreenstemming. Dis iets wat jy nie op beslag kom lê nie. Dis iets waarin jy geroep word. Miskien verstaan julle, want daar's 'n analogie in ons gereformeerde kerkreg met dominees. Ek dink nie julle weet dalk van 'n gereformeerde gemeente waar daar 'n kerel opgedaag het en gesê het, goed, ek is van nou af julle predikant. Hoekom nie? Wat is die agtergrond? Roeping. Jy moet aangestel word deur die Here. Die Here moet roep. En dan glo ons ook heel sterk, natuurlik is daar 'n persoonlike roeping, dat jy sê, maar ek voel werklik waar die Here het my bepaalde gawes gegee, maar ook 'n liefde vir die werk, soos wat jy kan sien by die Lewiete. Is jy ook iemand wat werklik al in jou gewone lewe kies om die Here te dien? Het jy ook die gawes? Wel, dit moet die kerk dan ook kan raak sien en sê, jy het die gawes. En dan word jy deur die Here, deur die gemeente geroep. So hierdie gedagte van roeping tot 'n ampt lê baie sterk gefundeer in die Ou Testament. En daar's goeie redes daarvoor. Met ander woorde, 'n mens moet altyd heel versigtig wees as iemand sommer kom en sê, ja, maar ek gaan die predikant wees. Ek gaan dit doen. Ons Ekskuus tog? Of jou eie kerk. Ja, stig jou eie kerk. Dis verskriklik, mense. As ek hier buitekant kyk hoeveel mense kerkloos is, dan kry ek elke dag lus om my eie kerk te gaan stig en die mense te versamel. Regtig. Maar so werk dit nie. Maar die probleem is met mense wat hulle eie kerke stig. Hulle doen dit nie, soos ek sê, is nie 'n roeping nie, hulle doen dit vir hulle eie win. Dis waar ons so baie valse leer en dwaalleer is. Presies. Meestal is daar 'n valse motief. Veral in die van julle met 'n sterk Nederlandse agtergrond sal weet, in die tyd van die Reformatie was daar baie Romeinse priesters wat nie meer
deel wil wees van Rome nie. As jy nou nie meer 'n priester in Rome is nie, wel dan het jy wel 'n geldgebrek, want jy moet ook nog die klooster uit. So waar lê nou vir jou 'n bron van inkomste? Nederland was vervuil met hulle. Daar was 'n klomp priesters wat rondgeloop het, en hulle word dan ook lopers genoem. Op sy Nederland lopers. Hulle was lopers geweest. Dit was dus priesters wat op die beursies gepreek het. Hulle het dus oral rondgegaan in gemeentes, en dan om 'n broodjie te kan verdien, het hulle gesê, maar ons is verkondigers van die woord, en dikwels sommer permanent daar in gemeentes gaan bly. En van daaruit kom dan uiteindelik die Dordtse kerkorde wat sê, wow, 'n predikant kan nie in 'n gemeente gaan dien, tensy hy geroep is, en hy is verbonde aan 'n spesifieke gemeente. So jy kan nie sê, nou is ek 'n dominee, so ek kan hier gaan preek, en ek kan daar gaan preek, en ek kan daar gaan preek nie, want dit is presies wat die lopers gedoen het. As hulle 'n bietjie uitgekuier is met die ene gemeente, en hulle het nou klaar hulle broodjie en hulle botter gekry, wat doen hulle dan? Dan gaan hulle na die volgende gemeente. En want daar is ook weer beursies waarop jy kan gaan preek. Né? So, dit is hierdie hele gedagte van roeping en die diens aan God word tereg baie sterk gefundeer in die Ou Testament. Natuurlik is 'n dominee nie 'n priester, is nie 'n leviet nie. Maar daar is bepaalde parallelle wat ek dink tereg in ons gereformeerde geskiedenis 'n belangrike plek gaan kry. Ek maak so 'n klein bietjie sin vir julle wat ek probeer sê. Ek hoop so. Mense, ek dink wat ja, asseblief. Melchisedek is daardie vreemde figuur wat ons ontmoet in Genesis 14, as ek goed onthou is dit Genesis 14, as Abraham vir Lot gaan verlos het, en hy gaan oorwin die konings, wat vir Lot ontvoer het as ware, en hy kom terug met 'n klomp buit, dan ewe skielik op die pad, ontmoet hy uit die bloute uit 'n priester, en sy naam was Melchisedek, sonder vader, sonder moeder, weet nie waar hy vandaan kom nie. Maar wat doen Abraham? Abraham gee 'n tiende van sy buit aan hierdie priester. Dis ook interessant, dis juist die argument wat die Hebreërskrywer ook later gebruik. Julle Jode roem so op Abraham, maar weet julle wat het Abraham gedoen? Abraham het 'n tiende gegee vir Melchisedek, en Jesus is 'n priester volgens Melchisedek se orde. Daarom dat Abraham eintlik al Christus gesien het, want Abraham het 'n tiende gegee aan daardie priester. En dis hoekom die argument van die priesterorde van Melchisedek so belangrik is in Hebreërs. Dit gaan dus heeltemal terug tot by Genesis en tot by Abraham. En word dan dikwels tereg, soos die Hebreërskrywer, teen die Jode gebruik, wat eintlik nie Jesus, wat eintlik wil wegdryf van Jesus af. En hy sê maar, hoekom sou Abraham dan aan Jesus, aan Melchisedek 'n tiende betaal het, terwyl hy 'n priester was, of dat Jesus nou 'n priester is net soos daardie Melchisedek, maar julle wil nie by Jesus wees nie, dan is julle nie meer kinders van Abraham nie. So dit is ek hoop dit help so klein bietjie. Lees gerus vanaand 'n bietjie by die huis. Genesis 14, né? Ja. Maar niemand kon nog ooit vir my sê waar Melchisedek moet afkom. Ja, niemand weet. Maar dit staan ook in die Bybel. Ja, dit sê ook. Niemand weet nie. So as jy geweet het, Nie die Bybel weet nie. as jy geweet het, wel dan het ons 'n probleem gehad. Die priesterorde van Melchisedek word gekwoteer. Die priesterorde van Melchisedek word gekwoteer. Ja. En ek kon nog nooit dit verstaan. Ja. Maar sien, so is Christus, hy kom as ware, hy is die unieke, daar is nie nog 'n ander priester, soos Jesus nie. Hulle was ook nie uit die stam van Levi. Ook nie uit die stam van Levi uit nie. En daarom het ook nie op aarde as priester gedien nie. Net die Leviete kon op aarde as priesters dien. Jesus dien in die hemelse heiligdom
as priester. Dis baie belangrik. Ons is soms baie slordig met ons taal, en as ek sê ons, is dit ongelukkig ook ons teoloë, wat sommer so praat van Jesus wat op aarde priester was. Ja. Jesus het 3 ampte gehad. Hy was koning, priester en profeet. Priester. Waar maak die Nuwe Testament daarop aanspraak dat Jesus priester was op aarde? Nêrens. Teendeel. Hebreërs sê hy kon nie 'n priester wees op aarde nie. Hy was in die hemel. Nie net was nie. Hy is 'n priester in die hemel. En daar het hy inderdaad 'n priesterampt. Ek het regtig, nou baie onlangs het ek weer 'n Nuwe Testament boek gelees oor Jesus the Priest. En dan wys hy op elke genesing wat Jesus doen, was priesterlike werk. En elke reiniging van 'n melaatse was priesterlike werk. Dis opvallend, as Jesus 'n melaatse gesond maak, wat sê hy vir die gaan na die priesters toe. Né? Daar het ons dit. Gaan jy nou maar na die priesters toe. As Jesus die priester was, kon hy hom rein verklaar het. Maar Jesus is daar besig met verlossingswerk, maar ons moet heel versigtig wees om dit priesterwerk te gaan noem. Die Bybel self noem dit nie so nie. Teendeel. So dis wesenlik belangrik daarom hier die hele ding van Melchisedek wat jy nou van gepraat het. Goed. Mense, ons tyd is eintlik verby. Ek wil maar net afsluit. Julle kan ook in die aantekeninge weer gaan kyk. Die pragtige wat gebeur in Levitikus 9. Met ander woorde, nou nadat Moses dan nog al hierdie wette van God af gekry het en vir die volk gegee het, oor hoe die volk nou in die tempel kan inkom, en die priesterdiens dan ook vanaf hoofstuk 8 ingestel word, dan begin die heel eerste offerandes wat plaasvind, is in hoofstuk 9. Daar staan, ek weet nie in julle vertalings nie, maar tereg staan in my vertaling ook, die begin van die offerdiens. En dit is letterlik. So, en wat heel belangrik is, wie kan op daai stadium wel in die tabernakel ingaan? Wel Moses en Aaron. Want hulle gaan dan in na die altaar toe en hulle bring die offerandes daar. Maar hier gebeur dan hierdie wonderlike ding wat net Moses voorheen kon beleef het. Die hele hoofstuk berei dit voor en hy sê, bring die volk bymekaar by die ingang van die tabernakel. Want wat gaan nou gebeur? Vers 6, toe sê Moses, dit is wat die Here julle beveel het om te doen, sodat die heerlikheid van die Here aan julle kan verskyn. Wie is die julle daar? Die hele volk. Dis nou nie meer net 'n Moses of 'n Aaron nie, die hele volk. En kyk nou hoe word dit beklemtoon aan die einde van die hoofstuk, vanaf vers 12. Aaron het sy hande na die volk opgelig en hulle geseën. En nadat die reinigingsoffer, die brandoffer en die maaltydoffer gebring is, het hy afgeklim. Daarna het Moses en Aaron, en kyk hier, wat word die tabernakel nou genoem? Die tent van samekoms. Want sien, nou is dit 'n tent van samekoms. Want die offerdiens begin te funksioneer. Dan kan daar 'n samekoms wees tussen God en sy gemeente. Né? Daarna het Moses en Aaron die tent van ontmoeting binne gegaan. En toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. Kyk nou hoe word hier die hele tyd herhaal, die volk of die hele volk. Die heerlikheid van die Here het aan die hele volk verskyn. 'n Vuur het van voor die Here uitgegaan en die brandoffer en die vet op die altaar verteer. En toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en neergeval met hulle gesigte teen die grond. Hoekom juig hulle hier, Lieneke? Die oorwinning van Christus, die mooiheid van God. Van die ontmoeting met God, né? Hier gebeur wat die Here van die begin af gesê het. Hy wil by sy mense woon. Hy wil by sy mense wees.
Hier is die vervulling selfs van Genesis, waar God die mens gemaak het om by die mens te wees. Daarom hierdie gejuig, Die heerlikheid van die Here het aan hulle verskyn. hierdie heerlikheid wat die hele tyd eintlik verborge was, weg van hulle af, ver weg, daar bo op die berg. Want dit wat hulle nou hier sien, was vroeër net op die berg. Daar was vuur op die berg. Daar was rook. Daar was 'n wolk. Daar was blitse. Dit is nou tussen hulle, by die volk. Die volk sien hoe dat hierdie vuur van God afkom en hierdie offerhandes verteer. Mense, wie van ons, as ons daar was, sou nie ook op ons aangesig neergeval het en gejuig het. Want hier gebeur wat die Here beloof het hy gaan doen, toe hy sy volk uit Egipte gaan haal het. Hy wil hê sy volk moet by hom wees, sê die Here vir Farao, sodat hulle my kan kom dien in my teenwoordigheid. En hier begin dit. Kan ons verstaan waarom die Jode tot vandag toe Levitikus as die hartklop van die Ou Testament verstaan? Want in Levitikus gebeur hierdie groot hoogtepunt. God kom woon nie meer ver weg nie. Hy is nie ver op 'n berg nie. Hy is by sy volk. God is nou, soos wat God later in die Nuwe Testament geken word, Immanuel. God by ons. En hier gebeur dit in die Ou Testament vir die heel eerste keer. En so bly God by sy volk, totdat uiteindelik, wanneer vir die eerste keer, is God nie meer so by sy volk nie. Hemelvaart? Nee, nog voor dit in die Ou Testament. Met die ballingskap. By ballingskap. Dan verlaat God, omdat hulle hom nie meer as God geëer het nie, verlaat hy die tempel, en dan jaag hy hulle ook uit die beloofde land uit. En dit is die dekor waarteen Jesus verskyn in die Nuwe Testament. Teen die dekor van God wat die tempel verlaat het, maar al die profete beloof, God gaan terugkom na sy tempel toe. Hy gaan die tempel herbou. En wat gebeur nou met Jesus? As Johannes die Doper na hom wys, sê, daar is die lam van God, wat hierdie sondes van Israel gaan wegneem, sodat God weer by ons kan wees. Die God wat Immanuel is. Is teen die agtergrond van daai verlating van die tempel. En mense, so moet ons Matteus, Markus, Lukas, Johannes gaan lees. Altyd in die agtergrond van God wat die tempel verlaat het. As ons dit nie doen nie, lees ons allerhande snaakse goed in die Nuwe Testament in, wat die Nuwe Testament nie wil sê nie. Ekskuus, daar was nou 'n klomp aan die antwoord. As ek nou hoor, dat ek reg verstaan, dat God daar, die ballingskap, sy volk verlaat het, dan het hy hulle net selektief verlaat, want hy moes tog by die profete gebly het. Presies. En wat Esegiel self laat sien is, in 'n sekere sin gaan God saam met die volk in ballingskap. Want wat sien Esegiel in hoofstuk 1? Die troon van God, ek dink ek het dit ook al hier genoem, is heel belangrik. Wat is een van die belangrikste kenmerke van die troon van God? Die wiele. Dis hierdie snaakste diere en allerlei snaakse goed. Maar wat is hierdie troon van God? Want hy sien die troon van God, die heerlikheid van God met ander woorde. Wiele aan alle kante. En wat wil 'n wiel vir ons sê? Beweeg. Mobiliteit. God is nie vasgevang in die tempel nie. En as sy volk in ballingskap gaan hy saam met hulle ook. Maar hy gaan op 'n nuwe manier die tempel herbou. En dan kom God ook uit daai ballingskap saam terug na sy volk toe. Maar nou op 'n heel rare manier. Hoe kom God nou terug? In die vorm
Die aangrypendste daarvan is Jesegiel 37. Die dooie, die vlakte van dooie weer. Ja, van die dooie. Kom God hulle met sy Met gees. sy gees nuut maak. En dan in die ballingskap ontstaan die sinagoges. Presies. Wat nie meer God op een plek vaspen Ja. in een tempel of wat. Ja, Daarom- een lokasie nie. Ja. Ja, daarom laat God Jerusalem en die tempel verwoes. Ja. So in 70 na Christus bestaan daar nie eers meer 'n tempel nie. Maar dat die Here Jesus ook spesifiek in die Johannes Evangelie heel in die begin sê, ek is die tempel. Breek af en binne 3 dae sal dit opgebou word. Vertellende van sy opstanding uit die dood. Sy liggaam is dus die tempel. So daar kom 'n nuwe tempel aangestap in Israel met stowwerige voete en plakkies. Ek is nie waardig om sy skoen te doen. En nou sê Johannes, ek is nie waardig. Hoekom nie? Want wat kan hy doen wat Johannes nie kon doen nie? Peter, kan jy onthou? Johannes sê baie spesifiek, want hy kan iets doen wat ek nie kan doen nie. Ek doop julle met water, maar hy kan met sy gees, daai belofte van Jesegiel, hy kan sy gees in julle gee om julle weer heeltemal nuut te maak. Hy kan doop met die gees. Hy het, kom ons sê dit so in aanhalingstekens, beheer oor die gees. Hy kan die gees stuur. En dit doen hy dan ook met hemelvaart, of net na hemelvaart, né? Want net na sy hemelvaart stuur hy die gees op Pinksterdag, op Pinksterfees. Mense, ek hoop julle sien die lyne. Maar daarom ook die unieke van wat hier gebeur in Levitikus. Vir die eerste keer kom God na Genesis so naby aan die mens, soos hier in Levitikus 9. OK. Ek hoop dit maak julle harte bly. Regtig, want dit is ongelooflik hoe dat God graag by mense wil wees. God is nie 'n God van deur ver weg nie, glad nie. Jy moet nie sê ongelooflik nie. Ja, ondenkbaar. Dankie. Ja, ekskuus tog. Nora, mag ek vir jou vra om vir ons te eindig met gebed? Ons almagtige God, Hemelse Vader, ons kom staan voor U as nietige mense, maar tog belangrik genoeg dat U vir ons so lief gehad het dat U U seun gestuur het. Here, dat U vir ons U Gees uitgestort het, dat ons in hierdie wêreld mag uitgaan om U lig uit te dra. Here, ons sien so baie mense wat in chaos verval het. En dan weet ons dat ons met dankbaarheid na U toe mag gaan, maar dat ons ook gestuur word as disippels. Ons dank U vir die Bybelstudie geleentheid om dieper te delf, om meer van U die heilige God te leer. Want voor U aangesig is ons maar nietige mense, voor U heilige aangesig. Maar tog is ons in die boekrol opgeskryf. Here, wees met ons vanaand as ons die aand ingaan. Gee ons 'n nagrus waar U ons weer beskerm, dat ons môre sal opwek met dankbaarheid, dat ons U naam sal groot maak en U lof sal verkondig. En soos die Israeliete van ouds sal juig oor U goedheid en U grootheid. Ons bid dit in vergifnis van al ons sondes, om Jesus wil. Amen. Amen. Kan ons dan nog afsluit en Psalm 150 dan sing, loof hom in sy heiligdom. Want dis wat Israel wil doen, en hier is die hele crescendo, die hoogtepunt van die Psalmboek, wanneer Israel in die tempel van God is, en hulle sing hierdie loflied, en al die registers van al hulle musikante word oopgetrek. Die orgelis het die trompetregister oopgetrek, en al wat 'n hobo is, en wat se trompette daar ook al is, al die registers word oopgemaak, tromme en alles. So kom ons sing daar die eerste 2 verse van Psalm 150. Kom ons staan, sluit ons aan. Oh
Kom, loof die Heer se grote mag in die hemel van sy krag. Loof hom om sy moordhede, om die menigvuldigheid van sy mag en majesteit, voor sy troon en hier benede. Loof God met asyn geklank, gee hom eerbewys om dank. Loof hom met die harp en luid, loof hom met die trom en fluit, loof hom met die blye skare. Al wat klank het, laat dit hoor, laat dit opklink uit die koor, van 'n juichend blye skare. Dankie mense, ryke seën vir julle vir die week. Dankie vir julle geduld.